brassery. So as jy 'n geestelike pad stap en jy dink daar's 'n roeping op jou lewe, maar jy is nie gesond met jou metaboliese gesondheid nie, jy eet verkeerd, en jy weet jy eet verkeerd, en jy het miskien tipe 2 diabetes en jy's 'n prediker, of daar's 'n roeping op jou lewe. Wie se skuld is dit? Onthou, tipe 2 diabetes is omkeerbaar. Ek het 'n paar coaching vriende wat predikers is, en ek het ook vir hulle gesê, dat as hulle nie hulle metaboliese gesondheid uitsorteer nie, dan verkorter hulle roeping, en wie se skuld is dit? So, dit is baie belangrik om die twee nie van mekaar te skei nie, die geestelike goed en die fisiese goed. Daar is 'n verantwoordelikheid op jouself om reg te leef, en dit is in jou beheer om te kies wat jy eet. Ek self ook, ek was siek geweest, ek het nie alkoholiese vetterige lewer gehad, ek het pyn op my lewer gehad, en ek het 'n vergrote lewer en 'n vergrote milt gehad, en ek het gebid vir genesing. Mense het vir my gebid vir genesing, maar ek moes reg begin eet, en ek het by die karnivoor dieet uitgekom, ek het my nie alkoholiese vetterige lewer, my hoë bloeddruk uitgesorteer binne 2 maande. Jy kan dit doen. Jy moet verantwoordelikheid vat vir waar jy is. Help jy mens bid vir gesondheid, maar jy doen nie jou deel nie. My nommer is in die bio, Karnivoor Keto Word Coaching, en jy kan hierdie coaching vriende van wie ek nou verwys het, op hierdie mindset bootcamps ontmoet. Mense soos Isak, hy is 'n prediker, en hy is nou al op sy matriekgewig, en hy sal naby aftrede. Uiters suksesvol prediker, en jy kan met hom praat. Hy's op baie mindset bootcamps. Karnivoor Keto Word Coaching. WhatsApp my.